Here Jesus, vanoggend wil ons hier kom verwelkom. Here wil ons letterlik met palmtakke neergegooi vir U sê, kom binne. U is welkom. Kom wees deel van hierdie diens, van hierdie week. Here, ons wil kom en U verwelkom. Wil U vanoggend in ons harte, in ons lewens, in ons gedagtes, wil U 'n skakelaar kom aansit, wat nooit afgesit word. Wil U iets niets kom wakker maak, 'n vlam kom aansteek, Here, wat nooit geblus kan word nie. Kom, Here. Ons kom sit by U voete, hierdie heilige week. En ons bid, Here, dit wat ons gesing het, kom vorm ons, kom maak ons. Ons wil gereed wees vir as U terugkom. Ons wil gereed wees, Here, al beteken dit dat U ons moet vorm en moet louter in die vuuroond van U heiligheid, soos ons gesing het, Here. Al beteken dit, dan kom ons, Here, en sê, vorm ons, maak ons, gebruik hierdie week. Kom ontmoet ons waar ons is, soos ons is. Maak heel, maak stil, maak vol. Dit bid ons, Here, in U naam. Amen. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Nou, vanoggend op Palmsondag gaan ek niks anders doen nie, as om met jou te praat oor wat gebeur het op Palmsondag, maar ek hoop dat ek dit op so 'n manier kan doen, dat jy 'n nuwe verstaan het, of dat die Here vir jou iets nuuts oopbreek. En dis my gebed, sien, as jy die 4 evangelies vat, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dan is dit soos 4 mense wat op 4 straathoeke staan. Wie van julle het gister gesien, daai trok wat geplunder is hier in die dorp? Dis bietjie skandelik, maar imagine nou, terwyl dit gebeur, staan 4, kom ons sê 2 mans en 2 vrouens, kom ons maak dit lekker deur mekaar, né? 2 mans staan so skuins oor mekaar en 2 vrouens staan so skuins oor mekaar en almal kyk hierdie saak. En dan na die tyd, dan vra hy vir elkeen van hulle, vertel my wat jy gesien het. Die vrou gaan sê, dit was 'n wit trok gewees. Weet nie wat se trokkie, maar dit was 'n witte, né? En dan gaan sy die mense wat gesteel het, se klere vir jou beskryf. Alles, jy weet, hemp, broek, skoene, die hele storie. En ja, as jy een van die mans gaan vra, gaan hulle vir jou sê, dit was 'n Toyota Dyna gewees. Gelyk vir my, hy het meer as 10 jaar oud is, hy was 'n bietjie moeg gewees, maar hy kan nog 'n ding doen. Ek kan nie regtig die kleur van die trok onthou nie, ek dink is wit, want afleweringstrokke is gewoonlik wit. Maar en dan die ouens het gesteel het, ek kan net onthou, hulle was Engels. En Matteus, Markus, Lukas, Johannes is 4 mense wat op verskillende tye, op verskillende plekke geskryf het oor die gebeure rondom Jesus, lank na sy dood. Want hulle het besef, maar ons gaan doodgaan, en iemand moet hierdie saak neerskryf, of het gaan verlore gaan. En dan skryf hulle wat hulle onthou, soos hulle onthou. En as jy Matteus, Markus, Lukas langs mekaar sit, en jy vat die plekname, net die plekname, en jy sit in volgorde, dan pas die 4 roetes nie by mekaar nie. Inteendeel, van hulle gaan bietjie zigzag die mekaar lyk, asof die Here nie 'n plan gehad het nie. En jy gaan agterkom, van die goed wat by die een gesê word nie by die ander een gesê nie, word heeltemal uitgelaat. Johannes byvoorbeeld is die evangelie met die minste wonderwerke in van al 4. Want elkeen het 'n ander doel gehad. Matteus het geskryf vir Jode, hy wou vir die Jode vertel, Jesus is die Messias wat kom. Lukas of Markus was die een wat eerste geskryf het, hy het kort en kragtig geskryf, hy skryf nie lang uitgebreide stories nie, hy wou net soveel vinnig as moontlik, soveel as moontlik net sê, dit het gebeur en dit het gebeur. En Lukas was 'n dokter gewees, Lukas het net aanhou skryf, ek weet nie wie sy handskrif moes ontleed en neerskryf nie en dit oortik nie, maar dit het moeilik gegaan en stadig gegaan, maar Lukas het so baie geskryf, dat hy 2 boeke geskryf het na mekaar. Die eerste is Lukas en die tweede is Handelinge, en ons het in die middel gaan sny en gesê, die een gaan oor Jesus en die ander een gaan oor die kerk. En dan kom Johannes, Jesus se liefling disipel. En hy skryf oor die Jesus wat hy geken het.
Die Jesus van liefde. Die Seun van God. En Johannes kom skryf hierdie storie, hierdie stuk geskiedenis van Jesus wat Jerusalem binne gaan, en as jy ooit die voorreg het om Israel toe te gaan, ek dink nie jy moet nou gaan nie, is bietjie gevaarlik, maar ek weet daar is nog steeds toere wat oorgaan, hulle lyk my hulle het net meer geloof nodig, ek het nie soveel geloof nie, maar in elk geval, as jy ooit daar kon wees, en dan sal jy sien, vandag is daar 'n pad wat jy van die Olyfberg af kan loop, so 'n kronkelpaadjie, so by 'n horde grafte verby, tot by die hek waar Jesus ingegaan het. Maar jy kan nie vandag by die hek ingaan nie, want 'n moslem het hom toegebou. Een of ander moslem sheik of 'n ding van eeue en eeue en eeue terug. En die rede hoekom hy moslems hom toegebou het, is die Bybel sê dat Jesus gaan deur daai poort terugkom. En hulle wou seker maak, hy kan nie inkom nie. Nou, ek wil nie snaaks sê, daar's 'n poort langs hom. Jy kan net, Jesus is nie dom nie, hy hoef nie deur 'n muur te loop nie, en as hy nodig het, sal hy, want in die Nuwe Testament word vertel dat Jesus kan deur 'n muur loop, want hy het opgedaag op 'n plek waar die deure gesluit was. En Jesus kom in Jerusalem in, en hierdie goed gebeur. Nou volgens Johannes, die dag voor dit gebeur het 'n vrou Jesus se voete gesalf met die duurste van dierolies. Sy het haar hele lewe, sy spaargeld, alles, dit was duur olie, wat sy gevat het, en sy het dit gebreek, die bouer, sodat jy hom nie weer kan gebruik nie, en sy het al daai olie oor Jesus se voete uitgestort, en die mense was kwaad geweest, en het gesê, maar sy moes eerder die geld vir die armes gegee het, en Jesus sê, laat sy doen wat sy doen, want my uur kom naby, en dan vir een of ander rede, die Fariseërs en die disippels onthou van Jesus wat Lazarus opgewek het. Want dat het Johannes verwys daarna. En dan Johannes 12 vers 12, hierdie woorde. Op die volgende dag het 'n groot skare wat vir die fees opgedaag het gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het blaartakke van palmbome geneem en Jesus tegemoet gegaan en uitgeskree, prys God. Die Hebreëus, halleluja. Prys God, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. En hulle het uitgeroep, baie belangrik, die koning van Israel. Jesus het op 'n donkievel gery, of Jesus het 'n donkievel gekry en daarop gaan sit, soos dit geskryf staan. Nou ek weet nie of julle weet nie, ek het dit nie geweet nie, want ek het biologie en natuurkunde en al daai goeders het ek heeltemal gelos, maar blykbaar is 'n donkie die enigste dier wat op sy rug gekruis het. Ek het dit gesien, ek het net nog nie al die diere op aarde gesien nie, so ek gaan nie sê, dis die enigste een nie, want ek het nog nie almal gesien nie. Maar blykbaar, volgens wetenskaplikes, is dit die enigste dier met 'n kruis op sy rug. Jesus het 'n donkievel gekry en daarop gaan sit, soos dit geskryf staan. Hou op om bang te wees, dogter van Sion. Dogter van Sion was die verwysing na onder andere die stad Jerusalem. Kyk, jou koning kom. Hy sit op 'n donkievel. Jesus se disippels het hierdie dinge aanvanklik nie verstaan nie. Maar toe Jesus eers verheerlik was, met ander woorde nadat hy opgestaan het en hemel toe gevaar het hulle onthou dat die dinge wat daaroor hom geskryf is, juis die dinge is wat met hom gebeur het. Dis asof toe Jesus opvaar hemel toe val al die puzzelstukkies vir hulle in mekaar, al die profesieë, al die goed wat gebeur het. En dan kom hy terug na die Here toe, hy spring so 'n bietjie rond Johannes, dan sê hy, die skare wat om Jesus saamgedrom het toe hy vir Lazarus uit die grotgraf geroep het, en hom uit die dood opgewek het aangehou om daaroor te getuig. Daarom het die skare Jesus tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het, dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Nou, hierdie storie, hierdie verhaal, ja, dit het gebeur, ja, dit was wat gedoen was in daardie tyd. As jy 'n koning verwelkom het, dan is in die koning kom die stad in, dan palmtakke uitgegooi, en dit was 'n verheerliking van hierdie persoon, en baie keer het die palmtakke ook, was dit verbind aan die feit dat konings het teruggekom, of bevelvoerders het teruggekom van 'n oorlog af, en hulle het oorwinning gehad, en hulle is verwelkom terug in die stad, want hulle het seker gemaak dat hierdie mense is nog verlos en vry, en hulle word nie onderdruk nie, en
hulle is groot en sterk en hulle leier is groot en sterk, want hy kom met hierdie oorwinning wat hy saam mee kom, en daarom het mense die takke neergegooi en selfs hulle klere uitgetrek en dit voor Jesus gegooi. Nou jy moet verstaan, dat in die Bybelse tyd, in die Bybelse tyd was mense arm. En ek praat nie van die arm wat ek en jy van praat nie. Ek en jy praat van arm as iemand wat dalk net een kar het, of dalk glad nie 'n kar het nie. Arm in die Bybelse tyd was, jy het nie geweet waar middagete vandaan kom nie. Arm. Arm in die Bybelse tyd was, die klere wat jy aan het, is die klere wat jy het. Dalk miskien nog een stel by die huis. Maybe. Hoe sê hulle, een aan die bas, een in die kas? Nee? Of een in die was? Nie 3 nie. Hulle kon nie bas, kas en was gehad het nie. Nie gewerk nie. So hier kom hierdie mense met die min wat hulle het. En hulle gooi hierdie palmtakke uit en hulle sê, dis nie genoeg nie. Kom ek vat my klere. En ek gooi dit uit voor 'n vuil donkie wat in die mis gestaan het. En laat hy oor my klere loop. En al stink my klere na die tyd. Van mis onder 'n donkie se voete. Vanoggend maak ek God se naam groot. Al sit dit aan my lyf, al moet ek dit dra, dan dra ek dit met trots. So hierdie mense kom, en hulle verwelkom Jesus, in die stad in. Nou ek wil gou vir jou vra in die ou dae, toe dominees nog huisbesoek gedoen het, en toe hulle gedink het, dis Bybels, ek wil net sê, daar staan nêrens in die Bybel dat dominees moet huisbesoek doen nie. Daar staan wel dat die gemeente het in mekaar se huise by mekaar gekom. Daar staan wel dat Paulus het mense besoek soos wat hy kom en soos wat hy tyd gehad het en soos daar afsprake was. Soos jy saam met my wil koffie drink, by al mense, ek sê nooit nee nie. Maar huisbesoek, daai ding het nie gewerk nie. Maar, of nie in die Bybelse tyd nie, maar toe ek opgelei is as dominee, toe was deel van my prakties om huisbesoek te doen. En dan moes jy 6 weke by 'n dominee ingetrek het en jy moes gedoen het wat hy gedoen het. Nou daai dominee het 'n groot gemeente gehad. So hy het sy sekretaresse het hy gekry om sy huisbesoek te reël straat vir straat. En hy het 'n halfuur by elke huis gespandeer. That's it. In uit halfuur. Net so. Dis die meeste koffie wat ek in 3 ure, 6 huise, 3, hoeveel, sê, 3 maal 6, 9, whatever. Nee, kan nie onthou ons 2 ure of 3 ure besig was nie, maar boete ons het vir hulle deurgewerk. Jy eet 'n koekie, jy sluk later by die volgende huis sê asseblief tee, die volgende huis sê asseblief dis al net water, jy weet. En jy gooi en hy dominee praat en daar's nie eens tyd vir connect nie. Maar die een ding wat al die huise in gemeen gehad het, almal was silwer skoon. Ten minste die voorhuis. Ek weet hoe mense se huis is, want een of twee van die huise het ek toilet toe gegaan, toe kom ek agter, anders alles verder is die gangdeur is moeilikheid. Maar hiervoor is dit reg, mooi geskuif. En toe later, toe ek moet begin huisbesoek doen, toe dat ek het begin doen sonder om mense te waarsku, kom, ek klop net. Dan sien jy hoe iemand so groot whiskyglas agter so dun staalpootjie probeer wegsteek. Of jy daag op sonder 'n Bybel. Ek het nie die halfuur ding gedoen. Die daag op sonder 'n Bybel en sê vir jou, hoorie, ek gaan haal gou vir my jou Bybel man. Dan kyk jy hoe lank hy wegbly en dan kom hy terug. Wie sê dominee? Ek het vanoggend 'n lied gesing, ek wil gereed wees. Ek is so bly die kerk is nie meer so nie. Ek is so bly dat daar soveel kerke op aarde is wat agtergekom het, dit gaan nie oor wat jy aan het nie. Ja, doen moeite vir die Here, ekskuus daar, hierdie in het donker gegaan. Doen moeite vir die Here. Yes, absolutely. Jy weet, as ek uitgaan saam met my vrou, dan skeer ek en maak mooi en meeste van die tyd. Soms vergeet ek. Maar as jy uitgaan en is nou tyd, dan maak jy bietjie moeite. Is reg, doen dit vir die Here. Maar wat gaan jy doen as Jesus kom en jy's op die toilet? Die gereed wat die Bybel van praat, het niks te doen met jou lyf nie. Hoeveel klere jy aan het, wat se klere jy aan het, wat se labels op jou klere is, of daar 'n das by is, of daar nie 'n das by is nie, of jy 'n das besit of nie,
Maak nie saak nie. Of dit jou voorhuis is, jou agterdeur, of jy by die garage inkom, by die voordeur inkom, die agterdeur inkom, niks van daai goed maak saak nie. Of jou kamer waar die kinders speel teen mekaar is, of jou kas, die goed op my val as dit maak nie saak nie. Wat Jesus na kyk, is jou hart en jou gedagtes. En hy vra, is jy gereed? Wat hier gebeur is mense wat Jesus verwelkom en sê, kom, ek's reg. Maar hierdie mense het gesê, die stad is gereed. Hulle het geweet, Jesus gaan nie huis tot huis ingaan nie, so hulle weet, die stad is alright, ek hoef nie te worry nie, gooi die takke. Na Jesus gesterf het, opgestaan het, hemel toe gevaar het. Toe kom hulle agter, maar Jesus leef nie in sinagoges en tabernakels nie. Jesus leef in die lewens en in die harte van sy kinders. So vanoggend se boodskap het net dit om die lyf. Is jy gereed? Is die kamers van jou hart en die kamers van jou gedagtes skoon? Kan Jesus maar rondloop binne in jou gedagtes? Mag hy rondloop in hoe jy jou en jou besigheid finansies hanteer? Mag hy rondloop in jou huwelik en kom kyk hoe julle mekaar hanteer? Mag hy rondloop in jou verhouding met jou ouers? Of in jou verhouding met jou kinders? Mag hy rondloop en saam kom kyk wat gebeur by die werk? Nie dat hy nie klaar weet nie, al hierdie goed nie. Ek het een keer dat ek hierdie preek geluister, lank terug, ek kan nie onthou wie dit gepreek nie. Oor iemand wat sê, ons gee vir die Here die sleutels van ons hart, maar nie die res van ons lewe nie. Toe vat hy 'n bos sleutels, toe sê hy, sien jy gee vir die Here hierdie een sleutel. Hy sê vir Jesus, bly in my hart en los die res asseblief. Maar Jesus werk nie so nie, hy vat die hele huis. Of hy vat niks. Is ek en jy gereed? En dis wat ek en jy moet hoor vanoggend aan die begin van hierdie heilige week, aan die begin van Paasweek, is nie die vraag, en ja, doen dit, gaan groot, steek vir jou kinders of vir jou kleinkinders paaseiers weg in die tuin. Dis fantastic, of dit 'n hasie is, of dit 'n kalbassie is, ek gee nie om nie. Ek dit so pas gesê, nie om verkeerd hoor nie. Dis 'n likiasie kalbassie, dit gaan nie oor die ander, in geval. Nou gaan jy dit was anyways. Steek weg. Maak wat ons gemaak het. Geef vir elke kind 'n mandjie en as dit klaar gesoek het, dan vat jy al die eiers en jy deel dit in die helfte en jy sê die een mag nie meer as die ander een nie, dan huil die een wat die meeste gehad het. En sê, "Is jy regverdig nie?" Nee, sê ek, nee, maar dit is regverdig. Jesus kom vir almal eweveel. En partykeer dan het ek gesien dat hulle begin eet soos hulle optel, want hulle weet na die tyd gaan. In elk geval, is ek en jy gereed? Net dit. En net jy kan antwoord. Want wat gaan jy doen as Jesus opdaag en jy is besig met jou tweede of jou derde whisky? Die Here het nêrens gesê jy mag nie drink nie. Hy het net gesê moenie dronk word nie. Jy weet waar jou limit is. As jy regtig Jesus verstaan, die Jesus van die Bybel wat ek lees, en mevrou, jy is besig met jou rooiwyn, en Jesus daag op, dan skuld jy vir hom 'n glasie. Want Jesus het ook saam met mense gekuier. Hy was mens, en hy was seun van God. Hy het gekuier, maar hy het reg gekuier. As jy Jesus reg verstaan, gaan jy verstaan dat hy mens was. Dat jy kan mens wees voor hom. Maar mens wat God ken. Sien, ek het hierdie teorie oor mans en oor vrouens en oor mense, en dit is dat ons half dier is. Nie heeltemal mens is, totdat ons in Jesus vasloop. Want sien, 'n dier word oorheers deur sy drange, deur sy behoeftes, deur dit wat ek wil hê, nou, hierdie oomblik. En ek sal die reëls breek, en ek sal maak wat ek wil, en ek sal doen wat ek wil. Dis wat 'n dier doen. As hy oor 'n heining wil spring, dan spring hy oor hom. As hy onder deur die heining wil gaan, dan gaan hy. Heining of nie heining nie.
As die koei as die bil by hierdie koei wil kuier, dan kuier hy hier. As hy by daai koei wil kuier, dan kuier hy daar. Nee, dit is die natuur. Maar wanneer ek Jesus leer ken, dan weet ek, heining is daar om my veilig te hou. Wanneer ek Jesus leer ken, dan weet ek, een bil het een koei. Klaar. En so aan. So ek kom nie vanoggend en sê vir jou, pak jou huis reg, maak alles, gooi sit 'n skiep buite in die straat, gooi al die gemors daarin, maak jou huis reg, Jesus gaan kom kuier nie. Jesus is lankal daar. Hy weet alles, hy ruik ook alles, hy sien alles, hoor alles, ruik alles. Sorry, die kos wat gebrand is, die produk van die kos wat gebrand is, al die goeders weet hy van. En ek en jy moet vir onsself sê, as Jesus nou sou kom, sou jy gestaan het met 'n palmtak en neergegooi het en jou hemp uitgegooi het en gesê het, Jesus kom, of sou jy gesê het, wow, net 'n paar goedjies wat ek wil regtrek. Here, wow, nie gereed nie, gee my 3 minute. Toe ek huisbesoek gedoen het, ek geweet as mense dit wil doen, dan staan die man, dan hou hy die deur toe. Sê, hallo dominee, is nou by jou, ek het nie 'n broek aan nie, maar dan kan ek sien hy het 'n broek aan. Maar hy wil vir sy vrou tyd gee om net gou 'n paar goedjies daar. Nee. As Jesus kom, dan kom hy. Daar is nie tyd vir 'n paar goedjies nie. As hy kom, gaan hy vir jou vang met jou broek op jou enkels, of met jou beld styf vas, jy gaan moet besluit. Ek en jy moet seker maak, ons is gereed. Mag jy nooit ooit weer in hierdie fantastiese mooi dorp waar ons bly, palmtakke miskyk nie. Mag elke palmtak vir jou herinnering wees, ek moet gereed wees, want Jesus kom. Sien, ek en jy is gemaak vir meer van Jesus. Nie Jesus Sondag by die kerk nie. Nie Jesus in die oggend of Jesus in die aand of Jesus met middagete wanneer jy ook al stilte tyd hou en jou Bybel oopmaak of afstof en jou Bybel oopmaak. Nie Jesus wanneer jy bid want die moeilikheid het gekom, want jou salaris is verminder. Nie Jesus want jy bid want jou vrou het jou uitgevang of jou man het jou uitgevang of jou kind het jou uitgevang of jy het jou kind uitgevang of jou baas het agtergekom wat actually aangaan of nie daai oomblikke nie. Jesus oral. Jesus altyd. Ons moet meer hê van Jesus, sodat mense Jesus by ons kan sien, sodat mense Jesus by my en jou kan leer ken, sodat ek en jy so skyn van Jesus in ons, dat mense begin sê, maar wat het jy wat ek nie het nie? Die enigste manier wat jy meer gaan hê van Jesus, is as jy die een sleutel wat jy vir hom gegee het, sê, dis nie genoeg nie. En jy gee vir hom die hele bos sleutels. En jy sê, Here, my finansies is nie reg nie. Help my om dit reg te trek. Here, my huwelik is nie reg nie. Help my om man te wees of vrou te wees soos U dit van my verwag. Here, my verhouding met my kinders, my verhouding met my ouers is nie soos dit moet wees nie. Help my om dit reg te trek, om alles binne my vermoë te doen wat ek kan doen. Here, dit wat ek by die werk doen, ek steek 'n bietjie lyf weg. Here, soms is ek meer op Facebook as wat ek actually werk. Here, sorry. En so aan, en so aan, en so aan. Die Here soek al die sleutels. Hy wil hê jy moet gereed wees in al die kamers van jou hart, in al die plekke in jou gedagtes. Mag ek en jy meer kry van Jesus hierdie heilige week, en nie net hierdie heilige week nie, elke dag
daarna. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ek wil sê sorry. Ek wil sê ek is nie gereed nie. Ek wil die deur toehou en ek wil sê, Here, wow, net 'n bietjie. Gee my 3 minute, daar's 'n paar goed wat ek moet uitsorteer. Daar's 'n paar dinge in my lewe, 'n paar spinnerakke wat ek moet net bietjie gaan afstof. Here, een van hulle is ek bid nie genoeg nie. Ek weet ek kan meer bid. Here, sorry. Here, wys my en elkeen van ons. Waar's die spinnerakke? Waar's die vuil? Waar moet ons skoonmaak? Here, mag ons die goed wat ons skaam is, oor bang is in ons lewe, mag ons dit wegvat, sodat ons voor U leef sonder vrees, sonder skaamte, dat ons voor U kan leef en kan weet, Here, U kan kom, of ek by die kerk is, of ek by die toilet is, of ek by die skool is, of ek by die werk is, of ek langs die sportveld is, en of ek ergens sit, en kuier saam met vriende, Here, U kan kom, U is welkom, ek is gereed, U kan kom, Here, mag dit waar wees van ons almal. Kom, Jesus, kom. En verdryf die donker in ons. Kom, laat U liefde ons wêreld oorwin. Ontvang nou, Here, ons tiendes, ons offergawes, uit gehoorsaamheid, Here, want ons finansies, ons geld is nie ons nie. Ons bestuur dit namens U, en U opdrag is, U verwagting is, dat ons dankbaarheid en ons afhanklikheid sal erken, deur ons tiende vir U te gee. Kom, Here, ons gee dit met blydskap, in afhanklikheid en in gehoorsaamheid. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en met jou offergawes. Ekskuus. Vanoggend wil ek 'n seën oor jou uitspreek, wat die Here op my hart gelê het. Wil ek nie 'n seën uitspreek wat ergens uit die Bybel uitkom, of ergens van die internet afkom nie. Ek wil 'n seën oor jou uitspreek vir hierdie Paasfees, vir hierdie Palmsondag, vir hierdie heilige week. En ek wil die volgende oor jou spreek, mag Jesus, wat Jerusalem Palmsondag binne gegaan het, ook in jou lewe ingaan, en daar 'n tuiste vind. Mag jy die verlossing en die vergifnis aanvaar, wat Jesus in jou plek aan die kruis verdien het. Mag jy Jesus se oorwinning oor die dood, op opstandingssondag ervaar, in jou lewe elke dag, en eendag as hy jou kom haal, mag jy leef in die vrede en die hoop wat Jesus bring. Amen.